So, no longer bound to the law. You have died to the power of the law. Dit is daai wat jy moet kom en sê, Here, dis nou nie meer ek wat leef nie, maar wat Christus wat in my leef. Christus is in my, en omdat Christus in my is, kom sit die duivel op ons. So when you die with Christ, dan sê jy, dis nie meer ek wat leef nie, maar God wat nou in en deur my leef. En ek dink dis 'n daaglikse neerlegging. Dis 'n daaglikse sê, nie meer ek nie, maar U. En dis asof hy vir jou laagie vir laagie kom afsny. Dis as hulle 'n keer vir die beeldhouer gevra het, maar hoe kry jy so mooi perd? Hy kap net alles af wat nie soos 'n perd lyk nie. En dis die pad wat die Here met ons ook loop. Hy kap net alles in ons af wat nie soos Jesus lyk nie. So nie een van ons het eintlik al arrive nie. In Christus het ons al arrive. Maar nou, dis hoekom jy moet dink, jy is volmaak in Christus. Want as jy in jou kop kan dink dat jy volmaak in Christus is, kan jy soontoe beweeg. As jy dink jy is nie goed genoeg nie, gaan jy nie soontoe kan beweeg nie. Kom ek verduidelik dit vir jou so. Moenie nou aan 'n rooi roos dink nie. Wat kom in jou kop op? 'n Rooi roos. Moenie nou aan 'n rooi Ferrari dink vir die manne nie. Wat gaan jy aan dink? 'n Rooi Ferrari. So ons hoor nie, die brein hoor nie. So jy moet begin sê, I'm royal, I'm holy, I'm chosen. Jy moet begin sê, I'm fearfully wonderfully made. Jy moet goed begin spreek, asof dit al reeds so is. Hebreërs 4 vers 17. Spreek goed uit, asof dit al reeds 'n werklikheid is, sodat 'n werklikheid in jou lewe kan word. So, you are united with Christ, who raised from the dead. Nou, as ons in eenheid is met Jesus Christus, dan is die opstandingskrag, wat Jesus uit die dood het opstaan, dit is die krag wat in jou is. So wanneer ons bid vir mense, dan bid jy nie uit jou eie krag uit nie. Jy vat die troonkamer van God, as jy deur die tabernakel gestap het, kan jy in die throne room of God beweeg. Jy vat van die troonkamer van God af, die opstandingskrag, en jy release die opstandingskrag na die persoon te wat jy byvoorbeeld. Dis nie jou krag nie. Dis nie jou, dis ook ons ook die erkenning kan vat nie. Want jy kan nie erkenning vat as jy nie die kraan is nie. Want jy die kraan gaan niks kan doen nie. As daar nie water in die kraan is, jy kan nie, beteken die kraan niks nie. So dit is die water, die krag van God, wat jy release. Hoekom? Want jy weet wie God is. Jy het enkel visie. Hebreërs 1 vers 15. Jy het enkel, soos 'n duif, Hooglied 1 vers 15. Jy het enkel visie soos 'n duif. Die naweek het ek 'n bietjie, ek hart, die Here raas met my op 'n kamp. So hy het gesê, do you want to have a fear of man or a fear of God? Dis jou besluit. Dis jou keuse. Jy het of 'n vrees vir mense, hy maak so. Het jy vrees vir mense, of het jy vrees vir God? Het jy ontzag vir God? Ek het in hierdie week vir julle op die woord van die dag opgestuur. Ons moet 'n ontzag hê vir God, nie vir mense nie. En daai ding, hierdie arm moet wegkom, hierdie moet dubbel vooroor toe gaan. Ontzag vir God, nie vir mense nie. So now we can produce a harvest of good deeds for God. Hoekom? Want ons verstaan dat die eie ek gesterf het. Dit gaan nie oor my en jou nie. Dit gaan nie oor ons nie. Die eie ek moet doodgaan. Meer van God, minder van myself. Dis die opdrag. It's not about us. As mense getuienis sou gee, ons moet getuig van wat God gedoen het, nie mense nie. Mense beteken niks nie. Ons kan iets beteken, omdat Jesus aan die kruis gesterf het. Omdat hy gehang het, gesê het, dit is tyd, dit is volbring. En toe begin ons iets in hom beteken. Nie in jouself nie. So now we can serve God in a new way by living in Christ. Dis daai wat mense vir jou sê, weet jy wat? Dis daai evangelis wat op 'n eiland gaan bly en sê, ja, hy was hier. Hy het toe nou dood later. Ja, hy was hier. So sy lewe het getuig van God. Mense moet sê, ek kan eintlik, ons kan mense, jy kan in mense se oë sien of hulle 'n lewende verhouding met God het of nie. Jy kan dit in mense se mond hoor. Wat praat ons van ander mense? Is ons besig om mense op te bou of vir te loop en sleg te sê? As jy loop en mense sleg sê, dan het jy nie jou identiteit in God gevind nie. Want dan probeer jy iemand anders afkraak in 'n poging om jouself nog beter te laat voel. Jy gaan nie jouself beter laat voel deur iemand anders sleg te maak nie. Jy gaan jouself net beter laat voel as jou identiteit in God is en nie in mense nie. So ons moet begin
om die goud uitmekaar uit te haal. Dan sê hy, God's law reveal our sin. Sy wet wys vir ons, we all fall short of the glory of God. Uit jou eie uit, gaan jy dit nie kan regkry nie. Julle weet die 10 gebooie is in the Ark of the Covenant. Moses se wette is nie in die verbond nie. Hy lê aan die buitekant. So die 10 gebooie is ons riglyne. So the good and the bad. Jy gaan baie vinnig, as jy gaan lees in Romeine 7, vir duidelikheid vir jou dom. Die wet self is heilig. En God is heilig. God het dit met sy eie hand geskryf. Die 10 gebooie het God met sy eie hand geskryf. Moses se wette het Moses met sy hand geskryf. So the law commandments are holy, right and good. Nou ons het hierdie op die vrouekamp en die Here het gesê ek moet hom presies hier insit. En iemand het my bedien op die kamp en gesê, sy gee vir my Moses se mantel en sy stok en ek moet op die grond slaan en die water gaan oop. En toe ek dit doen, toe sê God, nou stap jy in die droë grond in vir jou geliefdes. So ek wil hê julle met dieselfde doen. Ek gaan die musiek opsit en ek wil hê julle moet staan. Kap daai stok in. Dit profeties. En stap in en verklaar hierdie liedjie binne in jou gesin in. Sê, ek verklaar hierdie, wat hierdie woorde nou is, binne jouself, binne jou lewensmaat, binne jou kinders, jou kleinkinders, en elke persoon wat God vir jou wys, wil ek jy moet voorbid en dit voor gaan staan vir daai persoon. Amen. Ek wil met die video stop asseblief. OK, julle kan opstaan. As jy na hierdie 10 commandments liedjie luister en ek soos Here, we all fall short of the glory of God. Ons het U regtig nodig. Ons kan nie hierdie reg kry op ons eie nie. Ons het regtig die Here se teenwoordigheid en sy leiding nodig. En dit is hoekom hy sê, eet die woord van God. Dit sal Esegiel 3. Dit sal vir jou so soet soos heuningbrood. So ons moet in die woord wandel. Want onthou toe Matteus 4, toe Jesus in die woestyn was en Satan hom kom aanval het, in gees, siel en liggaam, het hy elke keer gesê, maar daar staan geskryf. So wanneer ons die woord ken, ons kan die woord gebruik as 'n swaard, dan kan ons stap en ons kan die aanvalle van die vyand kan ons op sy plek sit met ware. Daai aanvalle kom baie keer in ons gedagteprosesse in. Waar ons 'n klomp leuns glo van die vyand af. So dan sê Paulus hier, I do not understand what I do, for what I want to do, I do not do. Soos dit, hy sê mos daai, hy sê dit wat ek wil doen, dit doen ek nie. Dit wat ek nie wil doen, dit doen ek. Ja, dan sê ek altyd, maar as hy daarmee gesukkel het, wat so godvreesende man was, dan gaan ons ook daarmee sukkel. En dit gaan net van sê, ons het hom nodig. Want hy sê, dit wat ek wil doen, dit doen ek nie. Dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. So Here, ek het U nodig. Ek het verhouding nodig. As jy so 'n koeltjie vuur aan die buitekant gaan lê, jy gaan die koeltjie doodgaan. Jy het community nodig. Party van ons het meer as een keer 'n week dit nodig. Jy het tyd met God nodig. Jy het nodig om in sy teenwoordigheid te gaan. Jy het nodig om worship te luister. Jy het nodig om die woord te eet, om lewendig te kan bly. Nou sê hy hier, I want to do what is good, but inevitably do what is wrong. Maar as ek nou kon kry, dan doen ek alweer iets verkeerd. Wie van julle verstaan hierdie enetjie? Wie van julle sukkel al met daai? Ja. Hy sê, I myself serve the law of God with my mind. Dis hoekom ek vir julle daai gegee het. 101 truths about your identity in Christ. Dis hoekom ek vir mense die laaste tyd ook sê, vat Vader's love letter, leer hom uit jou kop uit. Ken hy skrifte uit jou kop uit. Dat wanneer die vyand kom met 'n klomp leuns, dat jy hom met woord kan bedien. Hierdie het ek al baie vir julle gewys, want onthou, jy het 'n gees en 'n siel en 'n liggaam. Jou siel, wat jy dink, het invloed op wat jy voel, invloed op wat jy optree. Maar wat jy dink, is nie altyd in lyn met die gees van God nie. So jy moet jou gedagtes in lyn bring met die woord van God, wat die waarheid is. Want as jy die woord gaan glo, die waarheid gaan ken, gaan jy die vyand se leuns op jou plek kan sit. My grootste werk, elke dag, 9 ure 'n dag, is to renew the mind. Dis om mense se denkpatrone te kom herstel, om te sê, maar jy dink verkeerd.
Jy dink nie die waarheid nie. Dan sê hy, but with my flesh I serve the law of sin. My liggaam sukkel. Maar my liggaam moet in onderskik kom aan my siel, wat ondergeskik is aan my geesmens. So ons moet sê, Lord, take me deeper. Here, vat my dieper, vat my na 'n plek toe, waar my voete nie meer kan staan nie. Waar dit nie meer ek is nie, maar U wat in en deur my beweeg. Ek kan gou weer die video afsit. Ek kan net daar sit, dat jy net absoluut op hom gerig te hou en nie omstandighede nie. En soos wat jy duif hoe enkel visie het, gaan jy eintlik dieper kan gaan. Hy gaan jou dieper kan vat. En nog 'n ding wat die Here die naweek sommer net so 'n bietjie vir my uitgedaag het, is, hy sê, vat 'n trauma, tackle hom, werk hom deur, verwerk hom, sorteer hom uit, vat hom, sit hom by Vader se spoot neer, en beweeg aan. Moenie kamp op bly slaan, by goed wat jy nie Here klaar uitgesorteer het. Maar die Here gaan jou terugvat soontoe, as daar goeders is wat jy nog moet uitsorteer. So sê Here, ek wil 'n ding vat, en ek wil hom uitsorteer, en ek wil klaarmaak daarmee, en dan wil ek aangaan. Okay. So, een van die verse wat ek wil jy moet eintlik amper half uit jou kop uit ken, is Romeine 8 vers 1. There is no condemnation in Christ Jesus. Sê hom gou vir mekaar. Daar's geen veroordeling meer vir jou wat in Christus Jesus ons Here is. Die vyand kom met skaamte, skuldgevoelens, seer, vrees, verwerping. Skaamte, skuld, kyk hier, skaamte, skuld, seer, vrees, verwerping. Dis sy taktiek. Hy gaan jou so probeer delete. Hy gaan jou so probeer potjie. Hy gaan jou so probeer laat val. Laat neerval. Jy val net neer voor die aangesig van die Here. Nie teenwees. So hierdie is 'n vers wat jy moet herhaal. Daar's geen veroordeling meer vir my wat in Christus Jesus ons Here is. As jy ook geen vers in jou lewe te ken behalwe Romeine 8 vers 1. Sê hoe gaan vir die een langs jou in Engels of Afrikaans? Kyk of daai een hom glo. Kyk in geoog en kyk maak seker dat jy kan sy Cornelia sê jy vertaal. There's no condemnation for those who is in Christ Jesus our Lord. Dis so 'n belangrike vers. Hoekom? Because the Spirit who gives you life has set you free. Die Heilige Gees het jou vrygemaak. Toe Jesus aan die kruis gehang het en gesê, tetelestai, dis volbring, is die prys betaal. Daar's nie meer vir jou veroordeling nie. Vat hierdie vers, gaan highlight hom sommer in jou Bybel. Pieter, is die video aan? Ja. Goed, life in the Spirit. Okay. So ons moet in die Gees leef. Nou weet jy, daar's nie vir jou veroordeling nie. So, nou kan jy vorentoe beweeg. Nou is daar vir jou geen rede om nie vorentoe te beweeg nie. Want wat gaan die vyand probeer maak? Hy gaan jou keer om vorentoe beweeg. So wat sê hy? Set your mind on the Spirit. The desires of the Spirit. Fokus op die Heilige Gees wat met jou praat. Fokus op die woord van God, Johannes 1. En die woord is Jesus Christus. As jy gaan kyk na Genesis 1 vers 1, sê hy, Vader, ek gaan my seun Jesus Christus stuur. Hy is die woord. So as jy die woord gaan eet, gaan die woord jou brein kom volmaak. En as jou, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. So as jou hart vol is van garbage, garbage out, garbage in, garbage out. Maar as jou hart vol is van die woord, gaan die woord by jou uitvloei. Letting the Spirit control your mind and lead you to life and peace. Die Gees van God, wat in jou brein is, wat jou brein voed, gaan jou lei tot 'n lewe in oorvloed. Gaan jou lei tot vrede. Because those who are in the flesh cannot please God. As jy in die vlees leef, gaan jy nie God tevrede hou nie. But the Spirit of God that dwells in you is Christ in you. Dis die liedjie die dag. So die duif kom sit op jou, omdat Christus Jesus in jou is.
The Spirit is life because of righteousness. So die oomblik wat jy in Jesus Christus begin glo, then you are in right standing with God. And when you are in right standing with God, sal jy gehoorsaam wees aan die stem van die Heilige Gees en die Gees van God sal jou lei. The Spirit of God who raised Jesus from the dead lives in you. Wow. Die Gees van God, dink gou mooi daaroor. Die krag, die opstandingskrag wat Jesus uit die doodheid laat opstaan het, is die krag van die Heilige Gees wat binne in jou is. Hoekom? Omdat jy in Jesus Christus glo. So when you live according to the Spirit, you will live. If you live according to the flesh, you will die. So all who are led, dit is my favorite versie, Romeine 8 vers 14 en 15. All who are led by the Spirit will be called children of God. So die Gees van God is in jou. As jy in Jesus Christus glo, is die Gees van God in jou. Jy sal God se gedagtes in jou gedagtes hoor. Die gedagte sal positief wees. Die gedagte sal in lyn met die woord van God wees. Vrede wees. Sê altyd, Filippense 4 vers 7, as die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor jou die wag hou in Christus Jesus ons Here. So as jy nie vrede het nie, is dit wag of nee, is nie 'n ja nie. The Spirit does not make you a slave of fear. We are no longer slaves of fear. Vrees, skaamte, skuld, seer, verwerping, nie goed. Hoekom? Because you are a child of the Most High God. En dan die volgende een. So you received God's Spirit when He adopted you as your child. En wat gebeur dan? Dis hoekom as ek mense doop, dan sê ek, as ek jou gedoop het, in die naam van die Vader, dan wil ek hê jy met jou gees wat in jou is, toelaat om te sê, Abba. Want die gees wat binne in jou is, gaan dan uitroep, Abba Vader. En dan is ons almal aangeneem. En ons is aangeneem as kinders van God die Vader. En as jy 'n aangenome kind van God die Vader is, dan is jy 'n koningskind, met 'n koningskind kroon op jou kop. Openbaring 3 vers 10 en 11. Dan kan niemand daai kroon van jou kop afhaal nie. Toe sê die Here vir my een keer dit fisies. Dink gou vir my, waar's die kroontjie? Ek weet nie, waar's jy? Sit gou jou hand op die kroontjie in jou op jou kop. Almal van ons het ergens 'n kroontjie. Party van ons Party van julle het meer as een. Party van ons het blessing. Meer as een kroontjie. Soos wat sy nou huil, haal sy asem. Dis soos wat sy asemhaal. Hy roep hy die Gees van God uit. Jahwe. So sit gou jou hand op jou kroontjie. Kan jy iemand wie se haar kapster? Kan 'n mens daai kroontjie ontkroon? Jy kan jou kop kaal skeer en gaan nie weggaan nie. Daar was die blesword. Die blesword gaan nie nooit daar wees. Daar's 7 krone in die Bybel wat jy kan gaan ondersoek. As God sit 'n kroon op jou kop en niks en niemand kan daai kroon afhaal. So the Spirit, Maar dis ek net of iets sê, want dis dieselfde wat in kom staan nie so mense kan nie jou sien nie. Jy kan maar deurbreek. Ek het 'n seer nek, ek kan nie deurbreek. eers in my nek regtig seer, ek kan nie verder as hierdie. Maar jy moet vir my sien. Ja. Pas op. Ja. Ja, so ek is aangenome. En aangenaam. En dit ook. Ja. Maar ek Daar moes sê, seker daar pad sê. stap. Want daar was 'n calling op my om dit juist te aangenome te wees, want ek moes vir my aanneemouers wat as die ma en pa is, moes ek sterk wees. So met ons aangeneem deur God, soos Lorenzo nou gesê het, daai kroon kan nie weggevat word nie. Maar selfs in die wetgewing van Suid-Afrika, as 'n ouer paar 'n biologiese kind het en neem nog 'n kind aan, dan kan hulle biologiese kind onterf, maar volgens die wet mag 'n aangenome kind nie onterf word nie. Ja, dis so. So ja. Ja, maar vertel gou van jou boeties. Dit was hulle. Ja, so dis so 'n heel paar jaar terug. Nee, is nie oor vat nie. So 'n paar jaar terug is dit van dit was einde van COVID wat ons 'n gesinskamp gehad het by Maelstrom Lodge. Ek dink dit was die laaste kamp wat ons saam Maelstrom Lodge was, want ja,
Toe van haar pyjama los, ek dink. Maar ja. So, daar moes ek my biologiese ma en pa vergewe het. Van daar af kon ek vir hulle ma en pa nie. So, dat was ook my ma en pa. Voor dit was dit die vrou wat my in die wêreld gebring het. So, die jaar daarna, ek dink die jaar daarna omtrent, is net die jaar, dat ek moes deurgewerk het deur hierdie verwerkingswond, want dit is Satan. Dus ek nou met die brain tuning sessie by Laurentia, die November was. Brain tuning. Brain tuning. Okay, dis 'n nuwe naam. So, daar kry ek toe opdrag, gaan soek jou biologiese familie. Nie gaan soek jou biologiese ma of pa, gaan soek jou biologiese familie. Ja, waar begin? Ja, en gaan confirm weer, maar dis nou al 'n paar maande later, ja, jy het reg gehoor, dis nie jou ma en pa nie, biologiese familie. Okay, nou begin ons, waar moet ons begin? Want CMR is nie meer daar nie. Hulle is daar, maar hulle is in so gebroken goedjies. Die departement van welsyn is nie meer heeltemal waar hulle was nie. Nou hoe begin jy? Waar begin jy? Op die ou en kom by NG Kerk hoofkantoor in KwaZulu-Natal, Pietermaritzburg. Ek het nie geweet Durban is nie 'n hoofstad nie. Hendrik. So ja, Want hy daar gebly. maar die vrou het my gehelp saam met ek kan haar nie 'n tannie noem nie. Sy het net vir my gesê, moenie vir my tannie noem nie, moenie vir my mevrou noem nie, ek is Martie. So ek dink sy het nie 80's gewees al klaar, sy is hier in die aftreeoord. So ek moes vir haar Martie sê en oorheen gekom gaan teering. Sy het my onthou van 2000 af, wat sy die hoof van CMR in Gauteng was, of die noordelike streek op daai stadium, Noord-Transvaal dink ek. Sy het my briewe onthou aan my biologiese ma, haar brief terug na my toe, waar sy niks met my te doen wil hê nie, maar sy het my ingelig dat ek 2 broers het. So, toe ek al die inligting begin kry, is die inligting. Ek kom by Laurentia aan, dit was die Junie, die 16de Junie, die dag aan na, want dit was die donderdag en die vrydag het ek 'n sessie gehad. Nou, hoe maak ek nou? Ek het gekry. Hier is 'n nommer, hier is 'n ID, die nommer lyk of hy werk. Dis my jonger broer. Ons 3 boeties nou, is so. Wow. My babbels gehaal oor. Maar ja, so ek het 'n familie gekry, so my broers is daar, skoonsis, daar's kinders, my 2 ooms is ook oorlede, so my biologiese ma en hulle pa is oorlede, my biologiese pa is al in 86 oorlede, so dit is, maar dis die hele stap daardeur, en om terug te kom na my roeping toe my pa, my Anjem pa, hy is my pa, hy is in 2010 oorlede, die dag erna, die enigste keer wat ek God se stem so duidelik gehoor het, is toe hy sê, maar Willem van Wyk, voordat hy nog daar was, hy is 74 toe hy oorlede is, het ek plan gemaak, sodat hy vir hom kon sterk wees, in sy einddae. So, aanneming, die Here weet hoe hy ons aanneem, wanneer ons gaan aanneem, dis klaar daar. Ons is koningskinders. En die groot spottery is sy oudste boetie, ek het gebruik gesê hy is die oudste, toe moet sy calm down en besef hy is 2000. Hy is gedemout. Hy is gedemout. Vertel net God's timing, want jy het hulle letterlik ontmoet 2 dae voordat hulle oorsee gegaan het. Ja. Geëmigreer het. Ja, so my jongste broer, hulle het, so ek het die Vrydag, wat ek toe met Laurentia, ons het daai Vrydag het ons afgespreek, ons gaan mekaar ontmoet, want toe sit net mooi te baal wegry, dus daar 'n besigheidstrip Durban, hulle het in Durban gebly. Die maandags het ek my geboortenaam van verloor, toes ek nie gedoop as Ewen van Wyk op daai maandag.
die Woensdag toe ontmoet ek hulle, en dis juist daar wat die ou boet is gedemout, want hulle twee het so oor mekaar gesit, en Warren is my jonger broer, en hy kan praat. He's got the gift of the gab. Kijk, soos die Engelman sê. Ja, dit ook. Maar hy praat meer as ek. Kijk. Ja, ek moet hom aan Peter voorstel. En die volgende oom toe staan Wesley op. Wesley is baie langer as ons almal. So, hy maak so 'n tee voor. Hy sê, time out. You're no longer the oud he is. En Warren was stil geweest, maklike halfuur dan. Maar dit is die proses. Okay, ja. So. Dankie Eben. With Christ we are heirs of God's glory. Ons ja, maar jy erf God se glorie. Julle, dis groot. Dis groot om te dink, ons erf God se glorie. Dis my te groot vir ons verstand om eintlik te verstaan. Ek wil eintlik, en nou stoei ek nou hier met die Here, soos Here wil tyd, hy sien net 'n bietjie. So ek gaan sit gou kaal die ligte af. Ek wil jy moet gou gaan en by God gaan praat en sê, Here, wat beteken dit as ek u glorie geërf het omdat ek 'n kind van u is? And because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying out, Abba, Father. Galatians 4:6. There's something so beautiful about calling the Creator of the universe Daddy. So the future glory. So what we suffer now is nothing compared to the glory that we will reveal in us. En ek dink as jy nou jouself kyk en jy dink aan die pad wat jy al gestap het, en elke trauma en elke moeilike pad wat jy gestap het, het jy eintlik 'n ontdekking gemaak van wie God is. Daar waar die vyand kom steel het, Romeine 8:28, sal die Here altyd ten goeie laat meewerk. Whole creation is waiting for that day when God reveals who His children really are. Dis 'n skrif, Romeine 8:19. So we were given this hope when we were saved. 'n Hoop dat God ons nooit sal verlaat. 'n Hoop vir sy glorie, 'n hoop vir sy teenwoordigheid. So we were given this hope when we were saved. Net terug en slaap. Jy gaan iets sê? Nee, gaan net terug. Iets sê dan? Hy sê waits in eager expectation. Pieter sê ons moet hom nie mis nie, waiting in eager expectation. Soos in wat sê jy Afrikaans? Dis 'n reikhalsende verlange. Dis die Afrikaanse woord daarvoor. Om met reikhalsende verlange uit te sien na God se glorie en sy teenwoordigheid eendag. En dit pas vir my by Paulus wat gesê het, vir my om te lewe is Christus, vir my om te sterf is 'n wins. Maar ek weet ek moet nog hier wees vir dit wat God deur my wil kom doen. So dan, the Spirit intercede for us. Here, wat ek nou hier bid, weet ek my woorde klink nie reg nie. En ons moet op 'n punt kom waar jy regtig nie worry wat mense van jou dink nie. En hoe jy bid en hoe dit klink nie. Want onthou Spreuke 4:23, die Here kyk na jou hart. Wees versigtig wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. So the Spirit intercedes in according with the will of God. Dis ook by Hebreërs 5:6-7-8, waar Jesus op sy aangesig voor Vader gaan lê het. En hy leer ons hoe. En waar ons kan bid, Here, nie my wil nie, maar u wil. Laat u volmaakte wil geskied. So God causes everything to work together for the good of those who love him. Dis hy bekende vers van Romeine 8:28. Wat ons moet sê, die Here sal alles ten goeie laat meewerk. Almal van ons te getuienis oor dit. Waar die Here net gesê het, according to his purpose for your life. Nie jou eie nie. Nie noodwendig wat vir ons gaan goed wees nie. Hy sê ook hy sal. I will. Sal, nie miskien nie. I will. Alles. Petrus sê, I will, ek sal. Those whom he predestined, he is also, die uitverkiesingsleer, ons gaan nie op hom in nie. Die uitverkiesingsleer is 'n
topic op sy eie. Ek dink God openbaar homself aan almal, ons moet dit net self kies. En hoe meer jy dit daagliks kies, hoe meer gaan jy sy glorie beleef. To those whom he called, he also justified. Hy kom terug na Romeine 8 vers 1. No condemnation. So those he will justify, he will also glorify. Amen? Who will he condemn? If God is for us, who can be against us? En dit sê ons, as God dan vir my is, waar ek nie teen my is nie. That's the fear of God, not the fear of man. Ek wil julle met in julle breine, dit begin herprogrammeer. Ek gaan my nie steur aan wat mense van my dink. Ek gaan my nie steur aan wat mense van my Brain dink. tuning. Brain tuning, soos jy het gesê. Kom ons brain tune. Hoekom? Want God het vir my dood gegaan. Jesus het vir my gesterf. En nou sit hy aan die regterhand van die Vader. Hy tree my dan daaraf in. Hy tree in vir ons. So, nou eindig ons met Romeine 8. Kyk, Romeine 8 is my favourite. Jy kan eintlik Romeine 8 uit jou kop uit gaan doen. So, wie kan ons van God se liefde skei? So, Wat? ons heel eerste vrouekamp was daar net 17 vrouens, daar was rede hoekom. Want daar's 17 goed wat in Romeine 8 gelys word wat jou nie van God se liefde kan skei nie. En daar's 17 basisolies. Aan die einde van daai kamp, toe deel God, toe kon 'n vrou opstaan vir een van hierdie 17. En God deel toe vir elkeen een van die 17 olies uit. Detail God. Wie kan jou weg van trouble, calamity, persecution, hunger, destitution, danger. Danger dink ek aan my gewapende roof. Threatened with death. Death nor life. Angels nor demons. Neither fears for today. In Johannes 4 vers 18. Volmaakte liefde verdryf vrees. So as jy nog vrees het, dan verstaan jy nog nie dat God jou volmaak lief het nie. Worries oor tomorrows. Not even the powers of hell. Onthou toe ons eendag met 'n vroutjie gewerk het wat betrokke baie hoog op was in satanisme. Sy sê God, jy moet eers vir haar lief wees. En as jy vir haar lief is, het jy ook nie vrees nie, want jy weet wie God is. En as jy weet wie God is, dan kan God jou gebruik om liefde te gee, and then he will show you the rest. No powers in the skies above, the powers in earth below, nothing in all creation. Niks. Dis is openbaring wat jy moet beleef. Niks kan jou skei van die liefde van Christus nie. Die liefde waarin Christus Jesus ons is. Niks nie. It's an ancient promise. Dis 'n belofte van jare terug wat vandag nog staan. Ek gaan net 'n klein stukkie vir julle speel van die ancient promise. Als an oath was made. An oath was made, a covenant sworn before time began. The promised land. In a land of dust and starlight, God spoke to one man alone. I will make of you a great nation. I will bless you and make your name known. And through your seed all the peoples, every tribe and every tongue will receive the blessing promised from the Father to the Son. Not by works, but by His mercy, not by flesh, but by His grace. The ancient promise given freely to every nation. Oggend en ons wil net vir U kom sê dankie. Dankie vir U genade. Dankie vir U goedheid. Dankie vir U guns en dankie vir ons lewens. Dankie dat niks ons kan skei van U liefde nie. Dankie dat U alles ten goeie laat meewerk omdat ons in U glo. Dankie vir elke seën, dankie vir elke belofte wat U so mildelik oor elkeen van ons uitspreek. En ek wil verklaar Numeri 6 vers 24. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you His peace. Ontvang sy vrede.
duif oë, enkelvisie. Ek kanselleer die vrees vir mense en dat jy 'n ontzag vir God sal hê. Ek kom bid dat jy jou geestelike oë, jou ore, jou hart, jou verstand, jou totale wese oopmaak, bewus maak van die Heilige Gees wat in jou is en dat sy glorie in en deur jou sal skyn. Dat jy sal hoor wat die Heilige Gees deur die Vader en deur Jesus Christus vir jou kommunikeer om te doen. Ek roep julle elkeen op as gehoorsame diensknegte van God. Ek bring jou in lyn met die woord van God. En ons verklaar dat net goedheid en net guns jou sal volg elke dag van jou lewe. Jy sal in die huis van die Here bly tot in lengte van dae. Ek bid dat hy sy hoof sal vet maak met sy Heilige Gees olie, dat jou beker sal oorloop en dat mense na jou sal kyk en sê, ek sien Jesus in jou, ek hoor Jesus in jou stem en ek gaan gehoorsaam wees omdat jy aan Jesus Christus behoort. Ek bid dit in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen.